Goeiemiddag en hartlik welkom by nog 'n podcast saam met my Niels Mooijer. Dit is vir my so groot voorreg om weer saam met julle te kuier rondom die woord. En dit is my nog 'n groter voorreg om my gas aan julle voor te stel. Haar naam is Marie Walters, sy is 'n ma van 3, 'n spesialis op haar gebied in die klerebedryf en 'n ongelooflike storie en agtergrond. Sy was so 2 weke terug gedoop en sy het 'n bietjie van haar getuienis gedeel saam met ons. En baie van die mense het aanklank gevind daarbey en gevra dat ons bietjie verder sou krap, dat sy meer kon vertel. En so ek het haar genooi 'n bietjie saam met ons te kom gesels vandag en ek sien baie uit om te hoor wat sy te sê het. Baie welkom by my, Marie. Dankie Niels, is lekker om hier te wees. Ag, so voorreg om jou hier te hê. Waar kom jy vandaan? Waar is jy gebore? Ek is gebore op Stellenbosch. Ek is een van 4 kinders. Ek het 2 broers en 'n suster. Oudste is Nico en dan my suster Alet. Thys is oorlede nou amper 3 jaar terug en dan is ek die jongste. Genade, as ek mag vra, waar is hy oorlede? Ons vermoed dis 'n aneurisme gewees of hartaanval, een van die 2. So is hy waar pas hy in? Wat se ouderdom is hy? Hy is 4 jaar ouer as ek gewees. So hy was die 3de kind. So verskil julle kinders baie, het julle uiteenlopende persoonlikhede gehad? Ja, baie uiteenlopend. Thys was 'n verskriklike natuurmens, verskriklik lief vir diere, so ons het groot geraak met alle tipe diere in ons huis. Almal het dit daar aangebring. Nee, nie vir my sê dis 'n slangmensie, slange en akkedisse. Daar was slange en daar het in ons huis ook al een weggeraak. Ons het die een dag net gehoor my ma gil en toe het ons die slang gevind. Daar was likkewane. Ons het 'n uil met 'n afbeen gehad, angora hase, valke, en my pophuis is gebruik om muise te teel vir die valk en arende wat hy groot gemaak. So ek weet so 'n bietjie meer van jou broer af, so ek wil net graag bietjie meer oor hom gesels. Hy was nie net 'n ou wat diere versamel het nie. Die ou was 'n bekende man. Ek meen, hy het met arende gewerk. Hy was op films so seker gewees. Hy was om grootperd op foto's het ek al gesien, né? Ja, nee, hy was baie geseënd gewees. Hy kon net aan enige tipe kuns vorm. Hy kon enigiets doen, van beelde in brons, hout. Hy het later begin om te verf en alles wat hy aangeraak het, hy was net fantasties. Hy was net gebless, ja. Maar jy kom uit 'n amper geniale familie uit. Ek meen, jou pa se professor. Ja, nee, hy is al die jare by die fisika departement op Stellenbosch gewees. Maar hulle sê dit skiep 'n generasie, so hopelik is my kinders daar. Ek weet my susters en my broers het baie goed gedoen. My lot is nog jonger, so ons hoop en bid maar laat hulle ook eendag beter sal doen as nou. En jou pa was 'n professor op wat? Fisika. By Stellenbosch Universiteit. Ja, hy het in lasers gespesialiseer. Maar hy was ook oorsee, soos jy my vertel het. Ja, nee, hy het elke 4 jaar het hulle so studieverlof, navorsing, het hy Amerika toe gegaan. As ek het nou reg het, is dit altyd maar Florida gewees. So hy was betrokke by baie navorsing, maar ek het maar 'n pa wat baie plat op die aarde is. So helfte van die tyd het hy nie eers vir ons vertel wat hy alles bereik en al die toekennings en goed wat hy gekry het nie. Ons het dit maar so by the way net gehoor. Ek wil nou net vir jou sê, ons gaan nou heeltemal 'n ander rigting en ons het nou net begin. Maar terwyl ons nou sit daar, vertel my so 'n bietjie van jou pa. Hy klink nou 'n interessante man. Ja, hy's baie interessante man, baie stil man. Ek dink hy lag baie binne hom as ons saam kuier, vir al die nonsens wat almal sit te praat en dan het hy seker baie antwoorde, maar hy deel dit nie altyd. Ja, van intelligente mense, jy weet, hulle is heeltemal op 'n ander vlak. Ja, nee, ek moet sê, selfs vir my, om 'n aanknopingspunt te vind, so ek sal maar meestal vra ek net maar raad, as daar dinge breek, en dan my pa het altyd vir my baie raad gegee, hoe om dinge by die huis reg te maak, en kere wat hy hier was, jy was self hier, wat ek 'n lang storie uitgedink het om iets reg te maak, wat ek gekoop het. Ek hou van ou speelgoed, en
toe het ek 'n hele lang ding uitgedink om dit reg te maak en toe het my pa net gekom, die stuurwiel reggetrek en daar was die ding reg. Hy het net hierdie eenvoudige manier om dinge te sien, dis duideliker vir hom. En waar pas jy in met die brein ding? Hoeveel het jy gekry? O, jene. Ek dink ek is meer die kunstige. Ek is nie baie lief vir leer gewees nie. Ek het maar sport, ek het gehou van vriende, social. In die lewe geniet. Ek dink ek het nie, ja, ek kon harder geleer het, maar ja, ek is bly met alles wat ek kon doen en deel kon wees van alles. Ek dink my lewe was redelik stabiel op alle vlakke. En jou ma? My ma, sy het van jong dae af, toe sy in catering begin gaan. Die arme vrou het 4 kinders groot gemaak, so baie respek vir haar, veral nou dat ek 3 het. So om met 4 uit te hou en my pa wat my heeldag by die werk was en laatmiddag is hy ook nie altyd lus gewees vir die kinders se beklei en die stories nie. So ja, my ma het in catering gegaan op 'n later stadium. Ek skat ek was in die laerskool iewers en dit het sy hele besigheid begin. Sy het vir kleiner maatskappye begin cater en toe het dit net gegroei en groei laat dit later trou is en soos die groot kursusse en die goed wat hulle aangebied het by die universiteit, dan het ons die caterings behartig vir die tees, die etes. Maar jou ma kom van 'n bekende familie of as ek kom by perde, net? Ja, so my maale het daar by Koringberg, is hulle gebore, plaas daar gehad. My oupa Basie is ongelukkig oorlede voor ek gebore is. Hy was maar op 'n redelike jong ouderdom, as jy nou maar dink oorlede. Hy was 'n diabetes en ek dink daar was maar hartprobleme ook. So ongelukkig is hy vroeër oorlede want my broer hulle almal het die voorreg gehad om deel te wees van die perde en op 'n ry op die plaas, maar my ma was 'n fantastiese perderyter en my oupa het, jy sien, dit was 'n kamer, 'n hele vol vertrek vol medaljes en hierdie bekers. Dit was nog silwer in daai dae, egte silwer. En kyk, daar's nog ander 2. So kom ons praat oor die oudste broer, né, Nico. Ja. Hy is ook baie talentvol. Ja, hy is die produksiebestuurder, as ek dit nou reg, ek hoop nou net Boeta, ek het dit reg hier weet, maar ja, so hy is op 'n plaas daar buite Stellenbosch, en hy basies het daai hele plaas omgedraai. Ek het maar, ek dink is 2 jaar terug, 3 jaar terug, het ek 'n supplier soontoe gevat. Toe het hy die hele toer gedoen en dit was ongelooflik om te sien wat hy alles bereik het. Ek was eintlik geskok dat ek nie al langer meer uitgevind het en deel gewees het van sy lewe om te sien die talente wat hy het en alles wat hy bereik het. En jou suster is ook baie goed met kook en goed. Ja, so sy het in huishoudkunde gestudeer, vir 'n tyd skool gehou, toe kinders groot gemaak en toe hulle nou in die hoërskool is, het sy begin met kombuiskabouters, bitter oulik. Sy gaan na skole toe en sy leer kleinkinders om basiese goed, omdat in deesdae se gejaagde lewe kry ouers nie altyd kans om vir kinders in die kombuis te wys hoe dinge gedoen word nie. So sy leer hulle van kleindag af hoe om te sny, om eenvoudige kosse te maak. So dit is eintlik fantasties. Hulle leer om gesond te eet en dan ook lekker goed so tussenin. Alraai Marie, ons het heeltemal 'n ander rigting gegaan. Nou kom ons terug na die groot goed toe. So jou kinderlewe oor die algemeen was hoe? Ek sou definitief sê gelukkig. Omdat my broer, my ouers was so fantasties met hom om so baie, jy weet, diere in ons huis toe te laat en vir hom sy passie uit te leef. Laat ons blootgestel was aan wonderlike, jy weet, diere, die natuur. Dis 'n heeltemal 'n ander tipe huishouding gewees.
ook om met so 'n broer groot te raak. En jy weet mens, dinge gebeur in jou lewe waar jy nie altyd beheer het nie. En dan kom daar seer goed tussenin en baie keer as mens terugdink, dan is daai seer geneig om alles oor te neem. So ek het veral die laaste tyd probeer om nie so vas te klou dat mens vergeet van die mooi en jy weet die liefde en alles wat jy ervaar het as 'n kind nie, want mens is geneig as jy terugdink aan goed wat jou seer gemaak het, dan neem dit alles oor. Jy het in jou getuienis genoem en natuurlik voel vry om te praat net waar jy wil praat, maar ek gaan net 'n paar goed raak. Jy het genoem as kind het jy bietjie seer gekry, goedjies het gebeur. Ja. So dit was op 'n baie jong ouderdom. Het een van my vriendinne se oupa my molesteer. Wat 'n groot ding is, jy weet, en veral daai tyd het sulke dinge nie, het mense nie daaroor gepraat nie. Dis maar, en as kind is dit nou nie iets wat jy was skaam daaroor, jy het nie geweet hoe om dit te hanteer nie. En jy's grootgemaak, jy moet respek hê vir ouer mense. Daai jare was dit mos kinders word gesien maar nie gehoor nie. So ek het half met die geheim rondgeloop vir tot en met, Jessie, ek dink ek was 21 toe ek iemand daaroor begin sien het. Genade, dit kan nogal letsels los daai ding. Ja, as ek nou eerlik moet sê, jy weet, dit het ongelukkig jou selfbeeld, wat jy oor jouself dink, wat jy dink ander mense van jou dink, en selfs, jy weet, die persoon wat jy sien in die spieël, is nie hoe God jou sien nie. Ek het myself gesien as iemand wat verskriklik lelik is, en ja, ek was net nooit goed genoeg nie. Ek was altyd baie hard op myself. So as ek iemand teleurgestel het, dan het ek dit 100 keer erger gevoel. Ja, dit was net vir my 'n groot ding om aanvaar te word en om goedkeuring weg te dra by my ouers, enigiemand wat oor my pad kom. En ek dink dit was maar baie te doen met die molestasie, omdat dit neem iets van jou weg wat onskuldig was, en jy kan dit nie terugkry nie. En jy is nog steeds besig om jou persoonlikheid te vorm, en nou is jy totaal verward oor wie jy is en wie jy is nie. So, wat was jou persoonlikheid as klein meisietjie geweest? Wie was jy voor daai insident gebeur het? My ma het my altyd, as sy so met haar vriende, ek weet baie mense sê, laaste kind is bederf, maar ek dink as jy 4 kinders gehad het, laat jy so bietjie ontspan by die 4de een. Sy het my haar maklike kind genoem. Ek het, soos ek sê, maar altyd probeer goedkeuring wegdra. So oral waar ek gegaan het, wou ek ook maar net please en nie moeite of moeilikheid maak nie. Jy het in jou agterkop gesit maar jou persoonlikheid bou, of het dit baie van jou persoonlikheid begin beïnvloed? My vertroue is aangeraak. Ek het definitief, mens kry daai, en dis waar dit ook begin, wat sleg is, waar jy dinge wegsteek vir die mense naaste aan jou, om nie jou gevoelens te wys of die seer te wys nie. Daai het ek maar meestal beleef op my eie, as ek in my kamer is, maar ek het gelag, ek het baie gehou daarvan om grappe te maak. En toe ek jonk was ek seker die klikkiebek, wat gaan vertel het as my broers en susters nonsens aangevang het. So ek onthou wat ek liefdevol was, ek het gehou van troeteldiere, en 'n gelukkige kind gewees het, maar ek het definitief daai sy baie goed weggesteek. So een van twee dinge gebeur gewoonlik sielkundig, of 'n mens onttrek heeltemal van verhoudings en fisiese kant van verhoudings, of jy raak betrokke in soort van hoë risiko aktiwiteite in verhoudings. En natuurlik sukkel ou dan ook met verhoudings, want daar's 'n konnotasie aan mansfigure en so aan.
So het jy later in toe in jou skoolloopbaan of later in die hoërskooljare begin sukkel met verhoudings as gevolg hiervan of nie regtig nie? Ek dink tydens daai tyd wat dit gebeur het toe ek klein was. Kyk, dis sensasies en goed wat jy nie as so klein mensie moet beleef nie. En ek kon dit nie verstaan nie. En met die tyd, jy weet, soos ek nou hoërskool toe gegaan het ek heeltemal 'n koudheid en my vriende het altyd vir my gelag, want ek het altyd gebloos as iemand net in my rigting kyk, of ons was in 'n meisieklas, as die aandag net op my kom, het hulle gesê ek suig teen die mure vas. So op skool, ek het altyd gedink daar's fout met my. Ek het een liefde gehad op skool wat jy nou seker 'n boyfriend kan noem, maar as dit kom by of soen of so iets, was ek baie teruggetrokke. Ek het nie gemaklik gevoel Maar was dit jou daarmee. persoonlikheid of was dit as gevolg van hierdie insident wat heeltyd in jou agterkop was? Daar was 'n vertroue probleem en ek het net heeltemal weggeskie van, ek was nie natuurlik as dit kom by liefde wys of hande vashou of enige so iets nie. So ek was baie teruggetrokke as dit by dit kom. Ek het wel op universiteit 'n slegte ondervinding ook gehad en soos ek sê, ek het op 21 iemand begin sien, en voor dit het daar nog 'n insident gebeur wat my hele wêreld omgegooi het. So dan het jy, of ek het, wat jy meer alkohol begin drink het, jy probeer dit beter wegkuier, laat jy net die happy kan voel en daai seer kan van ontslaa raak. En dit lei tot ander probleme weer. Natuurlik, swak besluite, goed wat jou later net nog meer, wat die duiwel hou vas op Ja, jou. mense wat kapitaliseer op, nee. Ja, die ding is, ek het op 'n stadium gesê, want die probleem met molestasie en goed wat met jou gebeur is, laat jy later, jy begin 'n victim raak en dit voel of alles met jou gebeur. Hoekom ek die hele tyd? En ek moes op 'n stadium kom, laat ek besef het, dat, en wat ek eintlik wou noem vir jou, is die feit dat ek het vir my vriende gesê, dat dit op 'n stadium gevoel het of daar iets op my voorkop staan. Laat mense iets kan raak sien, wat laat ek kan vir 'n gat gevat word. En ek het besef, maar ook met ons verhouding soos ons aangegaan het ek besef dat die feit dat jy nie raak gesien wil word nie, het jou Laat jou bros lyk, dit ja. vulnerable laat lyk en dan lok jy verkeerde mense uit en dit is absoluut die teenoorgestelde wat ek wou gehad Ja. het. En nou is jy seker heeltemal verward. Hoe het dit jou res van jou lewe geaffekteer? In studies, het jy gaan studeer? Wat het toe gebeur met jou daarna? Ek wou altyd 'n juffrou raak. So direk na skool het ek begin. My pa het gedink hierdie kind uit al 4 uit weet wat sy wil word. En want die ander het almal opgeskop oor begin die jaar daarna en toe doen die liewe kind dit ook aan haar pa. Toe ek onderwys begin swat het dit net nie gewerk nie. Ek brei en die spraakterapeut, die dosent het bietjie deeltyd op my gehak. En later het ek net genoeg gehad en gevoel, dis nie vir my nie. En toe het ek 'n jaar gewerk by restaurante en oor see gaan kuier vir my vriendin vir so 'n maand of ek dink dit was dalk 2 maande wat geoupeer het. En die volgende jaar toe doen ek net 'n sekretariële kursus, net om iets te doen, nie geweet wat ek wil word nie. En 'n vriendin van my het klereproduksie gedoen. Toe het ek daar ingeskryf vir 2 jaar by Tygerberg College en baie geniet, dis hoe ek in die klerebedryf beland het. En dis daar tydens daai tyd wat ek iemand begin sien het. Ek wil net gou teruggaan. Ek weet ons spring nou rond.
Wat se raad het jy nou vir as iemand al buite is in hierdie kyk, vir iemand wat 'n kleintjie is wat nou deurgaan wat jy deurgegaan het? Ek sou definitief sê om die kind toe te laat om deur daai emosies te Jy werk. praat van die ouers se kant. Ja, vir daai kind ook. Kyk, ek dink dit moet absoluut skokkend wees vir 'n ouer om te besef dat so iets gebeur het. Want jy as ouer wil jou kind beskerm. En dit moet die grootste seer wees vir enige ouer. Maar vir 'n kind, ek dink die grootste skade wat dit aan my gedoen het is omdat dit iets is wat ek stil gehou het en daai jare dis nie iets waaroor enige iemand gepraat het nie. Niemand het uitgevra, jy weet, of vir kinders gewaarsku teen sulke goed nie. So ek dink deesdae met die feit dat dit meer openlik bespreek word en daar is nou soveel verskillende partye en wat aksie neem teen kinders en vrouens wat geseer gemaak word, gemolesteer word. Is daar meer, hoe sal my sê, wat is dit, bewuswording van dit nou. So So jy sal basies sê hulle moet praat. baie praat. So nou is jy by die universiteit, jy gaan deur al hierdie goed. Het jy op daai stadium nog nie hulp gekry vir hierdie, nog met niemand gepraat hieroor nie? Nee. Die groot probleem met daai was, daar is alkohol betrokke as jy op universiteit gaan, almal weet, veral Stellenbosch, dit is al die kuierplekke is natuurlijk, bekend ja. daarvoor. En tipies student het ek toe nou begin meer kuier, te veel alkohol gedrink. En dit het my in 'n situasie laat beland wat ek een aand was saam met 'n vriendin by die waterpolo klub daar. Ons het lekker gekuier, ons was daar met my ma se kar en sy het vir my gesê sy gaan net gou saam met iemand weg, sy's nou terug en sy het net nie weer teruggekom nie. Ek was baie bang en want sy kom nie uit nie, almal het begin loop. Toe het ek later opgeëindig by my kar buite en die een oue daar bly staan en vir my gesê maar hy moet na huis toe gaan. Ek kon nie bestuur nie. Ek het gevoel het nie lekker gevoel nie. So ons twee daar gepraat want dit het vir my gevoel ek het moontlik dat daar iets in my drankie was want ek het net glad nie lekker gevoel nie. Ek kon nie bestuur nie. Daai jare was daar nie selfone nie. En ek was te bang om in daai donker parking lot agter te bly. En toe het ek die grootste fout van my lewe gemaak en daai persoon vertrou wat ek nie geken het nie. Hy het gesê daar's 'n plek waar ek kan slaap by sy huis. Ons het na die huis toe gegaan. Ek het op die bed gaan lê met al my klere. Ek het aan die slaap geraak en toe ek wakker word, toe is hy besig met my. En ek het besef my klere is uitgetrek en om in so iets wakker te word dis 'n baie erge skok en jy's eintlik lam. En veral nadat wat met my gebeur het, omdat jy moes stil bly daaroor en al daai geheime binne my gehad het, ek kan nie beskryf nie. Ek het daar opgestaan, badkamer toe gegaan en sit te bid tot dit dag raak. En hy het my gaan aflaai by my kar asof niks gebeur het nie en ek het huis toe gery en ek het vir niemand vertel daarvan. So het daar misbruik plaasgevind daar ook? Van sy kant af. Ja, so toe ek wakker word, was hy besig om seks te hê met my en ek was op daardie stadium 'n maagd gewees wat ek baie graag, ek wou dit hou vir my huwelik. Ja. Ja. OK, soek jy 'n oomblik om net 'n bietjie te asemhaal, is jy OK, is jy reg om te gaan? OK. Nou gaan jy van daar af, nou hoop alles op. Jou vertroue in man se seker totaal geskend. Jy het nie vertroue in jouself nie, jy het vertroue in mensdom nie. Hoe navigeer, dink ek is die Afrikaanse woord, jy nou jou lewe van hier af? Dis nou net 'n totale gemors.
Om dit terug te vat, want dit is belangrik om tog daai oomblik na daai gebeur het, toe is my hele lewe is omgedraai. Daai laaste bietjie wat ek gevoel het ek hou vir my huwelik na die molestasie, dit het net my voete onder my uitgeruk. Ek het baie begin drink, social, ek het begin rook, bitter min van myself gedink. En na daai wat gebeur het, het ek nog veiliger gevoel. Regtig nie goed genoeg vir enige iemand nie. Ek het in verhoudings betrokke geraak wat ek toegelaat het, laat ek baie seer gemaak word, waar jy onder normale omstandighede vir die man sal sê, jy tree nie reg op nie, en jy stop die verhouding het ek nie. So ek het alles ingegee en net aanvaar, wat aan my gedoen is. Marie, het jy groot geword in die kerk? Ja, so ek het van kleins af NG Kerk nog op Stellenbosch. Ons het 'n klein dis so 'n saaltjie naby ons huis gewees, wat ons die kinders soontoe gegaan het. En ek was baie lief vir die Here. Ek het altyd Bybel gelees in die aande, selfs psalms en gesange sit gesing daarso. Baie lief vir die Here, baie gebid. Maar nie soos ek gegroei het die laaste 4-5 jaar nou met die Here nie. Nou, hoe het jy die Here gesien op baie stadium van jou lewe? Ek meen, het jy gevoel, dis iemand na wie jy kon gaan, of het jy skuldig gevoel en jy wil nie na hom toe gaan nie, want jy is bang nou as gevolg van wat gebeur het, want jy voel verantwoordelik, en nou dink jy, Here, maar jy kan my nie aanvaar nie, maar ek het jou tog nodig, maar ek is tog bang om na jou toe te gaan. Hoe het jy die Here belewe tydens daai stadium van jou lewe? Ek het gesê voorheen, ek het baie vuil gevoel. So jy, saam met dit, jy voel nie goed genoeg nie. En ek het regtig in die Here se oë, ek het net gevoel, ek is nie goed genoeg vir hom nie. Hoe kan hy lief wees vir iemand wat hom so teleurgestel het? En ek dink teenoor enige ander mens het dit vir my gevoel, ek is nie goed genoeg nie. Ja. Alright, en so, toe gaan jou lewe nou aan, en jy raak suksesvol in die klerebedryf, en jy groei, en jy groei, en jy groei. En toe trou jy. Hoe oud was jy toe jy getrou het? Ek het baie laat getrou. Ek was 32 jaar oud. Maar soos ek genoem het, ek was in verhoudings wat ek rooi ligte gesien het. En dan word jy gepaai, stories word vertel, dan gee jy in. En ek is getroud, en daar was tekens dat ek nie moes nie, maar ek het 3 pragtige dogters uit my huwelik uitgekry, so as iemand moet vra, gaan jy dit weer doen, sal ek dit doen, om my 3 pragtige dogters te kry, want dit was groot blessings. Okay, ons gaan nou nie praat oor jou huwelik nie, maar na die huwelik, want dit is baie mense, daar's baie vrouens daar buite wat deur egskeidings gaan, en dis seker 'n traumatiese tyd, en iets wat ek nooit sal verstaan nie. So, praat bietjie met my oor die trauma en die gevoelens wat jy deurgaan na huwelik. Wat is goed wat of na egskeiding? Waarmee struikel 'n mens of sukkel 'n mens die meeste? Dit is definitief, en ek link dit ook aan wat met my gebeur, die molestasie. Dit maak van jou, laat jy aanvaarding soek. Verwerping is bitter erg vir jou. En met 'n egskeiding, mense het my gewaarsku en gesê dat dis soos die dood, dis bitter erg. En dit was regtig, dit was ongelooflik erg. Vriende wat jy gedink het, sal jou ondersteun, hulle het een verdwyn. So, daai vriendskap wat jy benodig het in daai swaar tyd het verdwyn,
mense het nog so 'n bietjie aan die begin probeer, maar later, omdat jy as 'n koppel altyd saam iewers gegaan het, het dit ongelukkig en gelukkig aan my kant geswaai dat die vriende meer na sy kant toe geneig het. En ek was baie eensaam en ek het die heeltyd gebid vir die Here. So jy sê dis die grootste ding na egskeiding, die eensaamheid, want jy het nou jou lewe rondom 'n persoon gebou en nou moet jy heeltemal oor begin. Vriende bou van nêrens af, so maar die eensaamheid is die grootste ding, is dit? Nee, daar's 'n paar goed. So die vriende verdwyn. Ek het my identiteit gevind of gedink my identiteit is in my werk. Dis hoekom ek verskriklik hard gewerk het. Ek het alles ingegooi net om te voel, waardig te voel en goed te voel ek doen iets goed in die lewe. En dieselfde met my huwelik, met my kinders. So toe ek skei, toe verloor ek my identiteit. Okay. Wat jou reeds nie gehad het nie, ek meen voor dit as gevolg van alles wat jy deur is, ja. Maar ek het natuurlik gedink omdat ek alles insit in my werk, in my huwelik, laat dit, jy weet, jy gaan dit behou, maar toe ek skei, toe val alles net in een. En ek het net besef, ek is verskriklik stikkend, en ek het op daai stadium geroep na die Here, maar nie vir hom gevind. Ek het 'n leemte gehad wat niks en niemand kon vul nie. Dit was net leeg, en as ek sê eensaam is, omdat ek nie gevoel het, God is naby my nie, en ek het hom nie toegelaat naby my nie, het ek besef na die tyd. En enkel ouer te wees dan, is seker 'n absolute nagmerrie. Ek meen, jy het nou nie meer struktuur nie, jy's 'n besige ma, jy moet werk, die kinders is nou nie meer stabiel nie, jy weet, hulle weet nie waar hulle grondvat nie. Vertel my 'n bietjie van enkel ouer wees. Die kinders na die egskeiding het ons getrek. So trek vir 'n kind is al klaar, jy weet, hulle sê dit is ook soos die dood, so hulle is deur 'n egskeiding, my kinders was bitter jonk. Die tweeling het maar skaars 3 geraak. Mila was 5, as ek nou my somme reg maak. Ons het hiernatoe getrek, dit was baie traumaties. 'n jaar daarna is Lucy, die nanny wat hulle groot gemaak het en saam met my getrek het, oorlede. Dit was skielik, so op die kinders was verskriklik getraumatiseer. My as 'n ma het dit gevoel, alles wat ek graag vir my kinders wil gee en doen, ek het nie genoeg tyd in die dag nie, ek faal hulle. My ouers, selfs ons familie het geskeur op daai tyd, dat van my familielede het my ondersteun en van hulle nie met die egskeiding nie, so ja, dit was vir my baie moeilik gewees, as enkel ma, as ek nou moet sê, ja, dit is baie moeilik, ek verloor nou eintlik my trek. Dis okay, ek sien jou terugbring, praat uit die hart uit, dis nie 'n probleem nie. Mense nooi jou nie meer nie, as 'n enkel ma. Jy word gesien as 'n enkel vrou wat moontlik iemand se man se aandag kan steel. Ja, jy word 'n bedreiging. Jy word 'n bedreiging, so ek het selfs begin om leliker aan te trek, om 'n sweetpak te dra, net laat mense my nog minder moet raak sien, want ek wil nie, jy weet, jy wil daai vriendskappe behou met alles binne in jou en jy wil niemand skade aandoen nie. Maar later het ek self begin onttrek, want dan voel dit vir my, ek soek nie aandag nie, netto gee iemand jou aandag en iemand raak kwaad vir jou. So ek het later eintlik net meer en meer onttrek van die samelewing af. En kinders, wat se raad, as jy nou kon teruggaan, wat sou jy anders gedoen het as 'n enkel ma met 3 kinders? Ek sou gouer 'n kerk gevind het, 'n groep om my te ondersteun, en wat ek raad by kan vra, wat kan bid vir jou, en waar jy mense in soortgelyke omstandighede kan vind, waar jy mekaar kan ondersteun.
Okay. Al hierdie goed hoop op en dit hoop op en dit hoop op. En ergens moet die bom ontplof. Waar het die draaipunt vir jou gekom waar jy gevoel het nou kan jy nie meer hardloop nie, nou moet jy die goed konfronteer? So dit het aanhou opbou en ons het mekaar 5 jaar terug ontmoet. So terloops, vir die wat nie weet nie, wat ek nou nie vir julle gesê nie, ek en Marie gaan nou uit, maar ek praat met haar asof sy totaal nie betrokke is nie, want die storie gaan oor haar. Maar elke nou en dan maak sy verwysing, en dan weet ek mense gaan bietjie verward wees oor hoe jy dinge sê. So, ons het mekaar ontmoet, maar ek is nie deel van hierdie storie nou nie. Ja, so daai tyd, net toe ons ontmoet, het ek weer in die hof beland oor maintenance. Ag, maar dis maar die natuur van 'n egskeiding. Ja, Nee. so dit het oor 'n jaar aangegaan wat baie ekstra druk bo op die ander trauma wat ek nou Vir genoem. beide partye is dit maar ongemaklik. Ja, so en die kinders het ek later by terapeute gehad. Hulle het gesukkel met emosies en daai dinge. Toe die nanny oorlede is, ek het net op 'n stadium gekom wat ek net gevoel het ek kan nie meer nie. Ek het op daai stadium 'n psigiater gehad wat my gesien het en my gehelp het met medikasie en goed. Ek het haar gaan sien en gepraat oor probleme. Sy het paar keer vir my genoem wat van ek gaan na 'n kliniek toe, dit sal vir my help. En op 'n stadium het ek net gevoel nou ek kan nie meer nie. Ek weet nie, ek het nie die antwoorde nie. Daar's net niks oor nie. Kom ek probeer die kliniek. En ek het kliniek toe gegaan, ingeboek, uitgekom. Daar het ek 'n sielkundige ontmoet wat ek begin sien het daarna. En ek het daar uitgekom, maar ek het regtig gevoel ek is in 'n dieper swart gat as voordat ek al ingegaan het. Want dit wat ek na soek, het ek nie gevind in 'n kliniek nie. Dit het nie die geestelikheid, ek het net leer gevoel daarna. En ek het een middag na afspraak by die sielkundige, het ek gevoel, soos baie mense al genoem het, dat jy wil jou eie lewe neem, want jy voel, wat is die nut? Wat se nut is jy nog in die lewe? Jy is nie belangrik genoeg nie. En wat se bydrae lewer jy? Ek het gaan sit, ek het toevallig my skoonsister gebel, ons het net gesels. Ek het daarna net besef, ek is absoluut niks werd nie. En met die besef, dat God is die enigste een wat my hierdeur kan dra. En daar het my stadige pad begin, van verandering en uitreik na die Here toe, op my knieë, want ek kon nie verder afgaan nie. Ek wil nou net vir jou vra, wat was die eerste ding wat jy gedoen het? Hoe het jy begin vorentoe beweeg? Soos jy sê, okay, die eerste ding sê jy het gebid. Wat was jou volgende stap? Hoe het jy begin terugkom? So, jy het nou genoem, ons is by mekaar, en jou ma en jy, die tipe lewe wat julle lei, baie geestelik, en ek het toe nog wyn gedrink, en lief gewees vir my whisky, en ek het net op 'n stadium besef, omdat julle nie alkohol gebruik nie, het ek net besef dat alkohol kan dinge nie regmaak nie, en hoekom het 'n mens alkohol nodig om jouself te raak, of gemaklik te voel om te lag. Ja, kyk, baie mense drink nou maar 'n wyntjie en 'n drankie net om te ontspan en so aan, maar jy praat nou van drink. Ja, ek moes leer om myself te ontdek en te wees sonder 'n drankie. En daar's stadige goedjies wat net begin gebeur het en hoe dit in plek geval het, saam met julle, waar ek ophou drink het en net besef het, ek beweeg nader aan die Here. Daai tipe goed het my juis weggehou van hom, want dit was nog iets waarmee die duiwel sy kloue net meer in my kon slaan, want jy voel skuldig omdat jy te veel wyn drink, as jy die volgende dag opstaan, en daai lysie het net langer geraak. So dit was nie oornag, jy skielik het wakker geword en alles was okay en genees nie, so 'n lang proses. Nee, en selfs soos jy weet, jy's maar deur hel saam met my ook. Daar was baie goed wat ek hard moes kyk na myself
en ondersoek doen waar ek nie die victim mee kon speel en dink wat het ander mense die hele tyd aan my gedoen nie. Ek moes kyk wat is my aandeel? Wat kan ek anders doen in 'n situasie? Hoe kan ek anders reageer? Ek het nou geluister na 'n preek toe sê die ou, you are at your most dangerous when you are at your most justified. So met ander woorde, wanneer jy reg is in 'n situasie, is jy in 'n baie gevaarlike posisie, want dan fokus jy so op die ander persoon se verkeerd om heeltyd, jy weet, reg te wees dat jy nie by jou eie goed uitkom nie. Dit is, jy's 100% reg, want destyds, omdat ek as kind nie vir myself kon opstaan nie, en wat daarna met my gebeur het nie, het dit so sterk binne my geraak, om op te staan teen mense, laat ek sterk genoeg voel, en laat ek baie keer vir verkeerde goed opgestaan het, en geglo het ek is reg, en ek was nie. So ek moes gaan regtig grawe, en dit was verskriklike moeilike tye. Ek het dit elke keer besef, jy weet, die Here skaaf nou aan my, ek het dit, soos ek nou gegroei het, daai moeilike tye was, wanneer die Here die meeste geskaaf het. Maar dis die enigste bietjie beheer wat jy het, jy totaal beheer verloor het. As kind het jy nie beheer gehad nie, deur jou lewe het jy nie beheer gehad nie, nou is die enigste bietjie beheer wat jy het, jy weet, om vas te hou aan as jy reg is. En, maar soos ek sê, dan sien jy jou eie goed raak nie, want jy hou net vas. Ja, maar ek dink die swaarste vir my was, om myself te begin regtig raak sien in my optrede, en hoe ek dinge net anderster kon hanteer, en nie alles sien as aanvalle nie, want meeste van die kere het dit gevoel of mense my persoonlik aanval, en dan het ek dadelik begin beklei. So ek was baie emosioneel. Weet jy wat is interessant, dit wat jy wil vermy, is presies wat die Here na jou toe gaan stuur, want hy weet, anders gaan jy nie verander nie. En hoe meer ou probeer wegbly, soos nou met my kinderlewe, het ek weggebly van figure soos my pa af, maar ek moes leer om met hulle te werk, en die Here het aanhou hierdie mense op my pad stuur. So dis seker waarvan jy nou praat. So die konflik wat jy van praat, ek was, hulle noem het fight or flight, so ek was, as ek vasgedruk word in 'n hoek, beklei, maar meeste van die tyd wou ek net So was beheer vir jou 'n groot ding? Ja. Totaal. Baie. Want jy voel as jy nie jouself kan beheer nie, as jy dan jou omgewing kan beheer, dan is jy veilig. Dit het ek gedoen sonder dat ek besef. En soos ons die paadjie geloop het, het jy ook verandering in my gesien, en dit was toe ek moes besef, ek moes kyk na myself, ek moes gaan grawe, en al die lelike goed, wat 'n mens nie wil raak sien nie, moes ek in skaamte besef, dat ek soveel dinge probeer beheer, en mense, hoe dinge, jy weet, as hulle nie op 'n sekere manier iets doen nie, dan het ek ingegryp, en dan het ek gedink ek help, maar dit is 'n vorm van beheer. Maar dit is tog moeilik, want jy het tog daai persoonlikheid waar jy regtig, ek sien jou as Maria regtig, en Magdalena, jy het 'n ongelooflike sagtheid en servant attitude, en jy wil altyd 24 ure 'n dag mense help. Maar om 'n balans te kry waar dit ou net nie doen vir nie aansien nie, jy het nooit gedoen vir dit nie, maar vir aanvaarding nie. Jy weet, want 'n ou voel nou, jy's niks werd nie, jy kan jou lewe maar vir iemand anders gee. Jy weet, en dis wat jy gedoen, jy het jou lewe gegee. Maar jy moet ook tot besef hê dat jou lewe is ook belangrik, en bietjie dit terugbring na jou toe, en vir jouself tyd maak, wat jy nooit gedoen het nie. Ek dink die groot ding waar ek verkeerd gegaan het, is die boundaries. Ek het nie geweet wat 'n boundary is nie. So Jy het gedink jy maak mense seer of jy verwerp hulle as jy 'n boundary het. As jy nee sê vir iets, of ek's jammer, ek kan dit nie doen nie. So ek het 90% van die kere myself in 'n situasie beland, wat ek later die mens verwyd, wat dit vir my gevra het, en ook myself, want dan kan ek het nie die kapasiteit om alles te doen nie. Maar omdat ek nie iemand wil teleurstel nie, het ek net aanhou oplaai op myself, en dis waar ek ook op daai plek gekom het, wat ek nie meer kon nie, want ek kon net nie meer alles hanteer nie.
Maar ek wil nie wegbeweeg van daai ding van beheer nie. So daai was twee verskillende goed. Ek het 'n hart wat ek wil graag mense help. Maar sonder dat ek besef het, was daai fyn lyn wat ek gekras het, wat ek beheer probeer neem het baie keer en vir mense gesê het wat om te doen, waar ek gedink het, dis omdat ek hulle wil help. Maar dit was 'n vorm van beheer. En toe begin jy ook nou meer en meer betrokke raak by die kerk en gelowiges rondom jou kry. Voel jy dit het jou baie gehelp? Ja, definitief. Ek het destyds, wou ek uitreik na kerke toe. Maar omdat jy is 'n enkel ma, dit is asof jy voel of mense fokus op jou wat alleen loop met die kinders. En ek was so selfbewus. En hoe reik jy uit na iemand in 'n kerk? Want meeste, soos ek het gesien het, is families daar. Jy weet, En nou is jy by familiekerk. ja. So wat ook op die ou ende gemaak het dat ek nie kerk toe gegaan Ja. het nie. Marie, daar's nou nog soveel vrae wat ek het. So waar is jy nou? Wat het jou laat besluit om jouself te laat doop? Dis nou eintlik ek het, soos ek gegroei het in die Here en hierdie pad saam met die kerk wat ek geloop het en saam met julle. Die ongeluk is ek het in die NG Kerk groot geraak. Daar word jy gesê as babietjie jy's gedoop. So outomaties dink jy dat jy gaan hemel toe gaan. En jy het katekisasie daarna gedoen en belydenis afgelê voor almals. En ek het toe besef dat as jy regtig jou Bybel ken en gaan lees, dat jy as volwassene gedoop moet So het jy daai proses deurgegaan, die katekisasie en daai goed? as kind. Ja. Ja, nee, ek het dit gedoen en volgens NG Kerk is jy's gered en jy erken dat jy jouself gee vir God, jou lewe, hom gaan dien. En toe jy daar gestaan het en deur daai proses gaan, is dit wat deur jou kop gegaan het? Of ek meen, jy was, soos ek verstaan, ver van die Here af, seer, verward, ek meen, en tog gaan jy deur die proses, maar dit het jou nêrens gebring nie. Kyk, ek wil net een ding noem, jy weet, ek het altyd die soeke gehad. Ek het die heeltyd, daar was net voor, en tydens my egskeiding, het ek sekere liedjies, ek het vir my series gaan koop. So jy was soekend? Ek was die heeltyd soekend, en ek het selfs voordat ek geskei het, daar was uit my kamer, ons boonste verdieping, het ek in die aande gebid. Daar's die 3 kruise wat ek kon sien in die aande wat helder geskyn het. En ek het elke keer vir die Here gebid en daai het vir my 'n kalmte gegee, maar ek kon nie nader aan die Here beweeg nie as gevolg van my leefwyse, want ek het verkeerde dinge gedoen, was met verkeerde mense vriende. Nou dat jy die doop beleef het, verduidelik vir my in jou eie woorde wat die doop is, hoe jy dit sien. So, vir my, as ek terugverwys, is iets waar selfs Jesus is gedoop in die Bybel deur Johannes die Doper en waar die Heilige Gees die duif het op hom neergekom. En as hy gedoop moes word en deur dit gaan en hy het niks verkeerd. En hy is die seun van God homself in die vlees en hy doen dit, ja. Ja, en dit het my net laat dink en ek het net gevoel na alles wat ek beleef het, laat ek wil skoon gewas word deur sy bloed, want hy het vir my aan die kruis gesterf. En een van die groot goed wat ek nie by my getuienis in die kerk gesê het nie, wat vir my 'n groot verandering in hierdie pad wat ek geloop het, was die eendag in die familiekerk en baie keer staan ek met toe oë, meeste van die tyd, selfs as ek sing, en daar het in my kop ingekom wat ek net begin herhaal het van I forgive you.
En ek het aanvanklik gedink, ek praat met myself en ek het oor en oor vir myself gesê, want ek het besef, ek het myself nooit vergewe nie. Want ek het deur die proses gegaan om almal te vergewe wat my seer gemaak het in die verlede, want dit bind jou. Ek het besef, ek het baie bitterheid gehad en alles oor wat met my gebeur het, en besef dat ek mense moet vryspreek, vir hulle vergewe, en ek het deur daai proses gegaan, maar ek het nooit myself vergewe nie. En hoe kan jy voor God staan en jy weet, jy wil hê hy moet jou vergewe, maar ek het besef, ek het myself nie vergewe nie. So toe ek die hele tyd herhaal, I forgive you, het ek 'n kalmte begin ervaar en net besef, ek vergewe myself, maar toe skakel het op daai oomblik oor, waar ek die Here se stem gehoor het, wat vir my sê, I forgive you. En daai oomblik was 'n groot draaipunt in my lewe. Want toe besef ek is goed genoeg. Sy seun het vir my aan die kruis gesterf, vir my sondes, waar ek verkeerde besluite geneem het, waar ek mense seer gemaak het. En vir wat met my gebeur het. En dis waar my pad ook gekom het, waar ek wou graag gedoop word. Ja, soos jy sê, so jy het dit gesien vir wat dit is. So dis natuurlik die weg was, the baptism of repentance. Jy word gedoop in die liggaam van Christus en jy doen 'n publieke verklaring van dit wat jy binne in jou hart besluit het, nê? Ja, so ek het nou daai deel nou nie gesê nie. Die hele deel van die groot doop is om voor almal te erken dat God ons koning is, ons Vader, en laat sy seun het vir my sondes aan die kruis gesterf, en laat ek getuig, jy weet, van die Heilige Gees, wat deur my werk, en laat ek my heeltemal oorgee, en Pieter het daai dag toe hy jou doop het so 'n goeie illustrasie gegee, hy het gepraat van die huwelik. Toe sê, weet jy wat, jy vertel vir almal as jy trou. Jy trou voor 'n klomp mense, jy maak 'n publiek, jy sit 'n foto van jou man en jou vrou daarop, jy weet, en dis nie iets wat jy wegsteek en nie van niemand vertel nie. Jy is trots daarop. Jy wil vir die wêreld wys, weet jy wat, ek het nou besluit gemaak, ek commit aan hierdie persoon, ek is deel van hulle, ons het name geruil, ons het besittings geruil, wat myne is syne, en jy weet, vice versa. Maar jy het ook genoem dat jy baie assosieer met die, in Engels, woman at the well. Vertel my 'n bietjie meer daarvan. ja, dit was deel van my getuienis in die kerk. Dit gaan oor die Samaritaanse vrou, wat in die middel van die dag basies gegaan het, op die warmste tyd van die dag, omdat almal het van haar gepraat en haar gesien as vuil. Samaritane was basies gesien as melaatses. So sy het in die snikhete van die dag gegaan, en die Here het na haar toe gegaan. Jesus het haar gaan ontmoet, vir haar gesit en wag tot sy gekom het. En soos ek genoem het net nou, van daai ontmoeting wat ek beleef het in die kerk, waar die Here kom na jou toe, en sy was soekend, en sy was belangrik genoeg dat hy na haar toe gekom het. En dis hoe ek gevoel het, want ek het myself kon vereenselwig met haar. En waar hy vir haar gesê het, hy kan vir haar die lewende water gee, en sy sal nooit weer dors wees nie. En dis wat ek ervaar het. Jy weet, vroeër wat ek gesê het, ek was soekend, het ek altyd gedink, maar ek is 'n Christen. Maar jy het net Sondag kerk toe gegaan. Deur die week het jy amper nie met die Here gepraat nie. Nou is dit vir my, ek het letterlik my hele lewe nou opgedra aan hom en oorgegee. Ek kan dit sien, ja. Ja, so dis nie meer dat jy kry jou dae wat jy bekommerd is, maar dis nie meer dat ek wil beheer neem oor finansies en elke dingetjie wat verkeerd gaan nie. Jy weet, kort dan besef ek net, die Here is in beheer hierso, laat gaan. En dis iets wat ek nie voorheen gedoen het nie. So ek gee oor aan hom, en ek verklaar vir almal weet, ek is 'n Christen, en hoe lief ek die Here. Ja, net soos sy teruggegaan het na die dorp toe en almal vertel het,
is waar jy is. Jy wil nou vir almal vertel. Wat vir my so pragtig is van daai storie, hoe daai storie eindig, is waar sy sê, of waar die Bybel sê, sy het vir die mense gaan vertel, dat vir Jesus genooi om daar te kom bly, and then they believed because they kind of saw it for themselves. Dis wat jou hart is, wat jy my vertel, dat jy wil hê mense moet dit nou self beleef. Marie, ek weet al so baie waar ons nog kan gesels en waaroor ek wou gesels, miskien op 'n ander keer. Nou, alles opgesom, wat is jou boodskap vir 'n meisie wat in jou posisie was, of net die algemene tiener daar buite? Wat sou jy vir haar sê? Voordat jy nog gebore is, die Here ken jou, hy sien jou. Jy is goed genoeg. Maak nie saak wat met jou gebeur het nie, maak nie saak wat se verkeerde besluite jy geneem het nie. Hy sien jou hart en jy is goed genoeg. Hy is lief vir jou. En gee jouself net oor aan die Here. Laat jy jouself vergewe, want hy het jou vergewe. Ek het 'n paar vinnige vrae wat ek jou wil vra, is maar net van vrae. Okay, gaan ons. Wat is jou gunsteling Bybelstorie? So die een wat vir my natuurlik, wat ek ook vir jou al gesê het, is die een waar die vrou nie by die Here kon uitkom nie. Hulle het vir haar die hele tyd probeer uit die pad uitdruk en waar sy net aan sy kleed geraak het. So daai ene staan vir my, dit is Amper 'n absoluut. prentjie wat ek van jou sien, hè. Op jou knie aan die Here se kleed raak, as ek net by hom kon uitkom, kan dinge werk. Dit het regtig, toe ek die Here vind, het dit vir my gevoel, daar het 'n ligtheid oor my gekom. Hy het my genees. Hy het my stikkenheid heel gemaak. Wat is jou gunsteling storie uit die Ou Testament? O, jene. Ek dink, jene, moet ek nou so ver teruggaan, is Noag se ark okay? Ek dink net, almal het gedink hy's mal, en hy het gedoen wat die Here sê, en ja, dit was net ongelooflik. Alles het gebeur wat die Here sê. Want ons leef nou in daai tyd, waar mense nou sê ons is mal as ons spreek. Meer as ooit tevore, so is nogal interessant dat jy dit noem. Maak nogal baie sin. Okay, as jy enige persoon vir ete kon nooi, wie sou dit wees? Definitief Jesus. Okay. As jy moet kies, nou hierdie is 'n snaakse vraag, want gewoonlik sou Christen nie een van die twee wil hê nie. Maar wat een sou jy wees, bekend of ryk? Definitief nie bekend nie. Wat my nou in 'n posisie plaas met die ryk, maar ek het, weet wat, daar's eintlik, mens kan ryk dink aan geld, aardse goed, of jy kan dink ryk aan ander blessings, soos liefde, genade, familie. Daar is soveel goed wat ons nie raak sien nie, en ek dink as iemand praat oor ryk wees, die eerste ding wat in 'n mens se kop kom is geld. En ek dink my pad met die Here het my net meer laat besef, geld is nie rykdom nie. As jy iemand bel, of voor iemand bel, beplan jy jou gesprek? Of praat jy sommer so uit die vuis uit? Meeste familie, ek praat sommer uit die vuis uit. As ek deesdae het ek geleer, mense wat ek weet sukkel met boundaries, sal ek mooi deurdink voordat ek met hulle praat. So dit is iets wat ek geleer het. Hoe lyk die perfekte dag in jou lewe? Definitief saam met die familie. Familietyd is vir my deesdae die belangrikste ding wat ek kan vasklou. Dis iets wat geld nie kan koop nie. Jy is baie lief vir jou ma en pa en jou kinders. Ja, en my kinders. So nou gaan alles oor familietyd en die memories wat Maar ons ook tyd wat jy verloor het, né? Ja, definitief. Sing jy ooit vir jouself? Ek sing nie baie mooi nie. Niels het al een keer van die hoofpad afgetrek toe ek probeer sing het. So, miskien nie voor hom nie, maar ek sing op my eie. Ek is baie lief om in die kar te sing. Ek luister maar Radio Tygerberg. So, ek sing kliphard daar en dan by die kerk, ja. As jy een ding kon verander oor hoe jy groot geword het, wat sou dit wees?
Ek wens ek kon vir daai Marie sê wat so klein was, en so min van haarself gedink het, dat Jesus is lief vir jou net soos jy is. As jy kon wakker word môre met 'n nuwe talent, wat sou dit wees? Sjoe. Sing sal baie help. Sal ons almal baie help. Ek wou nog altyd gitaar gespeel het. Ja, ek weet nie, dit voel vir my so half of jy jou lekker kan uitdruk as jy musikaal is, kan sing. Wat is die grootste kompliment wat jy al gekry het? Ek is vrygewig. Ek dink as dit kom by, ek gee nie om geld te spandeer nie, maar ook liefde te gee vir mense. Wat is die grootste mylpaal wat jy tot dusver behaal het? Vroeger in die ou dae sou ek vir jou gesê het my werk. Deesdae is my fokus my familie en definitief om die Here te vind. Wat is jou kosbaarste herinnering in jou lewe? My kosbaarste, sjoe. Ek dink daai tyd toe ek ervaar het dat ek die Here het my vergewe en ek net daai vrede begin ervaar het waar ek myself en ek het die Here gevind, definitief, en met die doop, dit was baie spesiaal. As jy oornag iets in die wêreld kon verander, wat sou dit wees? Ons beleef op hierdie stadium baie waar ons gedesensitized word met alles wat in die wêreld gebeur. So geleidelik word ons gewoond aan goed wat nie reg is volgens die Bybel nie. So ek wens dat ons kan teruggaan na wat reg en verkeerd is volgens die Bybel en nie hoe mense dinge probeer verander en meer aanvaarbaar maak nie. Wat is jou superpower? My superpower. Dat jy brei. Nee, nie brei nie. My superpower. Ek sê vir my kinders ek het oë agter my kop. As jou huis afbrand, wat gryp jy eerste? My kinders. Ek dink hulle sal eers uithardloop. Ja, ag ek weet nie, op die stadium jou veiligheid, jou familie, ek dink nie aardse goed bly aardse goed, so graag soos mense foto en 'n ding sal wil gryp. Ek het net weer eens met my pad besef, dis wêreldse goed. Dis wat jy saam in jou hart dra, wat die belangrikste is. Marie, dit was regtig vir my eer om met jou te gesels, as 'n Christelike suster, buite ons verhouding. Jy het een van die braafste goed gedoen vandag. Baie mense daar buite weet nou nie wat ek weet nie en weet nie dat dit die eerste keer is vandag wat jy nou sekere goed deel wat mense daar buite wat jou ken geskok gaan wees as hulle dit hoor. Ek haal my hoed vir jou af, maar jy het die besluit gemaak om vir die Here te staan en mense vry te maak eerder as om goed weg te steek. Want jy wil vry wees, jy wil ander mense vry maak. Ek haal my hoed vir jou af en mag die Here jou seën met jou roeping vorentoe. Ek weet buite ons verhouding het jy 'n groot roeping en ek sien dit en baie ander mense sien dit. So verskriklik dankie dat jy so braaf was om te kom gesels met ons vandag. Baie dankie dat julle saam gekuier het. Ek sien uit vir ons volgende kuier. Tot dan, bly in die bloed van Jesus en bly in sy liefde en totsiens.